Ek wil ons aanlyn gehoor verwelkom. Baie dankie dat julle saam met ons inskakel vanoggend. En my gebed is dat die Heilige Gees ook in en deur julle sal werk, net waar julle is. Mag sy vrede met julle wees en mag hy ook die naprediker wees van vanoggend se woord. Ek is opgewonde in my hart om met julle te gesels oor 'n tema vanoggend: nuwe wind, nuwe krag. Nuwe wind, nuwe krag. So vir die van julle wat nie die laasweek hier was nie, is daar met my permissie gegee om minder konservatief te wees. So het ek jou toestemming vanoggend. Dis nou waar jy moet sê amen. Nuwe wind, nuwe krag. Baie van ons verstaan die konsep van God die Vader en ons verstaan die konsep van Jesus die Seun en dis terminologie waarmee ons kan vergelyk. Ons verstaan wat 'n Vader vergee is, ons verstaan wat 'n Seun is, ons verstaan die verhouding van God die Vader en Jesus die Seun. Maar die Heilige Gees is vir baie van ons nog 'n vaal of 'n mystieke konsep. En ek wil vanoggend in hierdie Pinkster met jou gesels oor die Heilige Gees, oor die rol van die Heilige Gees in my en jou lewe as individue, maar ook die rol van die Heilige Gees in die kerk van Jesus Christus, die Nuwe Testament kerk, die kerk wat geboorte gegee het in die boek van Handelinge. En nou is jy veronderstel om opgewonde te wees. Want ons verstaan God die Vader, amen, en ons verstaan Jesus die Seun, maar dit is tog deur sy Heilige Gees wat hy ons bekragtig. Dit is deur sy Heilige Gees wat ons in en deur beweeg. En ons het 'n verantwoordelikheid om te verstaan wat die rol is van die Heilige Gees in ons lewens. En ek het dan self in die week gesels en toe ek hoor Hallo Truth en Edify, al die Bybelskoolstudente, ek wil jou sommer aanmoedig terwyl ek hier is om by Edify uit te kom. En hulle gaan jou al die mooi goed leer van bibliology en theology en Christology en new mythology en hoekom die Bybel en hoekom God en hoekom Jesus en hoekom die Heilige Gees. En dis 'n amazing fondasie, maar die realiteit is ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te verstaan wie die Heilige Gees is in en deur ons. Wie van julle weet dat die Gees is God? Dat die Heilige Gees is God. Dat hy 'n persoon is. Dat hy intiem met my en jou wil verkeer. Die woord sê moenie die Heilige Gees bedroef nie. Toe Ananias gejok het, sê dit is asof jy teenoor God gesondig het. Die Heilige Gees het 'n wil en 'n intellek. En dit is sy hart om deur my en jou te werk. Nou is die ding, wanneer God my en jou vrye wil wegvat, dan vat hy die enigste ding weg wat hy vir ons gegee het om hom te kies. En omdat God 'n God van verhouding is, het ek en jy die voorreg om uit ons vrye wil uit te kies of ons God wil dien of God nie wil dien nie. En in hierdie selfde manier het ek en jy die voorreg om te kies of ons met of sonder die Heilige Gees wil wandel. Die Heilige Gees forceer homself nie op ons nie. Die Heilige Gees sê die woord het soos 'n duif gekom. Sê, this is my beloved son in whom I'm well pleased. En ek wil vra of jy vanoggend jou hart kan oopmaak en net die sagtheid en die teerheid van die Heilige Gees kan ervaar, daai Gees van God wat in en deur jou wil werk, wat met jou verhouding wil hê. Sien, die funksie van die Heilige Gees in ons lewe as individue is die volgende: hy oortuig ons van sonde. Wanneer ons stil word vir die Heilige Gees, dan oortuig hy ons van die sonde in ons lewens. Not a condemnation, nie 'n skuldgevoel nie, 'n conviction, 'n oortuiging, want God wil ons reinig. Die Heilige Gees speel 'n belangrike rol wanneer dit kom by wedergeboorte, 'n bo-natuurlike geboorte, wanneer ek en jy deel word van 'n verbond, 'n beter verbond, 'n nuwe verbond, 'n verbond van verhouding. 'n Verbond vir my en jou. Die Heilige Gees woon in ons. Die woord sê ons is 'n tempel vir die Heilige Gees. In die Ou Testament het hulle tempels gesalf en geboue gesalf. In die Nuwe Testament sê die woord ons is die tempel. En die Gees van God vul ons. We don't anoint things, we anoint people and commission them, but we consecrate things through prayer. Dis wat die woord sê. So ons is gesalf en gecommission om te beweeg, maar die Gees van God is in ons. Hy woon in ons. Die Heilige Gees, die woord sê, lei ons. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Those who are led by the Spirit of God shall be called sons of God. En nog 'n funksie is hy bemagtig ons. Efesiërs 5 sê die Heilige Gees bemagtig ons en bekragtig ons. So daar's 'n funksie wat die Heilige Gees het in my en in jou as individu, maar ook 'n funksie
wat die Heilige Gees verrig vir die kerk, vir Hallo Kerk as 'n geheel. En kom ons kyk wat is dit. Efesiërs 4:3 sê die Heilige Gees bring eenheid in die kerk. Die woord sê waar daar eenheid is, beveel God sy seën. Die Gees bring 'n eenheid. Sê dankie vir die Heilige Gees, want as ons eenheid moes vind onder mekaar sonder die Heilige Gees, was dit nie moontlik nie. Ons sukkel om met ons vrouens oog tot oog te sien partykeer, en ons kinders, en ons familie, kan ons nou dink as ons verskillende kulture, en agtergrond en perspektief, maar die Gees van die Here kom, en hy bring 'n eenheid. Jesus kom en hy praat met sy disippels oor die koninkryk, oor hulle stand van regverdigheid, oor vrede en oor vreugde in en deur, nie ons nie, die Heilige Gees. Dit bring 'n eenheid in die kerk. Die Heilige Gees het gawes. Wie weet daar is gawes van die Gees. En die woord sê dat hy die gawes vir ons gee. En dis om sy kerk te bemoedig en te stig. Die engel sê, and he distributes the gifts according to his will. Wanneer ek en jy net instrumente is en beskikbaar is vir die Heilige Gees, dan kom Here en hy vloei in en deur ons vir die bemoediging en die opbou van sy kerk. Dit rus ons toe vir dienswerk 1 Korintiërs, dit openbaar en dit leer, en is ook vir gebed en vir voorbidding in die kerk. Nou gaan vandag saam jou lees vanoggend in Handelinge 1 vers 8. Gaan 'n paar punte in jou hart vandag vasmaak. Dit sê die Heilige Gees bekragtig gelowiges om met vrymoedigheid te getuig. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang en dan sal julle getuies word. Nou ons het hieraan geraak, maar ek kan dink die disippels was omgekrap oor hierdie. As Jode. Sê dat ons is dankbaar dat U ons bekragtig met die Gees vir ons eie mense, maar wanneer dit kom by Judea en by Samaria en die uithoeke van die wêreld, die heidene, ons is nie so lekker seker of dit is wat ons wil doen nie. Maar die woord sê, julle sal krag ontvang en dan sal julle getuig. Nou ek het vanoggend vir ietsie saamgebring. Barend het hom vir my gebring. Barend, kan jy vir ons vandag opstaan, hulle kan sien hoekom jy hom vir my gebring het asseblief. Asai, kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Ek het vanoggend vir iets gebring en ek wil met jou 'n gedagte deel rondom hierdie. Wat is hierdie? 'n Haardroër. Wat is sy funksie? Wat moet hierdie haardroër doen? Kom ons maak dit simpel. Hy moet lig uitblaas. Hy is gemaak om lig uit te blaas. Warm lig? Hier is nie so fancy nie, maar die ander kan jy koue lig ook doen. So sy funksie is om lig te blaas. En ons gebruik hom om ons hare droog te maak. Of van ons om skoene droog te maak, want ons het nie beplan nie en toe was ons hulle te laat. Is dit net ek? En dan tel jy die tong op en druk hom nou in die skoen. Maar het 'n funksie. Miles Monroe het gesê, when purpose is misunderstood, abuse is inevitable. Hierdie voorwerp word nie gebruik om koffie mee te maak nie. Of om mee klavier te speel nie. Hy het 'n funksie. En net so het ek en jy in die liggaam van Christus 'n funksie. Jy 'n funksie, ek 'n funksie, die liggaam self 'n funksie. Verskillende kerke en verskillende gemeenskappe reg oor die wêreld het verskillende funksies. Want die liggaam bestaan uit verskillende dele. En dan wil ek my hart hoor vanoggend, hierdie funksie is om lig te blaas, warm of koud. En dit maak nie saak of hy 'n Kamen is, of 'n GHD, en of hy pink is, en of hy swart is, en of hy duur is, en of hy goedkoop is, en dit maak nie saak nie. Maar tot ons hom nie inplak nie, kan hy nie die funksie verrig nie. En ek kan met hierdie haardroër hier staan en op Instagram vir jou wys hoe lyk dit, en my vrou kan waai met 'n kartonboks, en daar's 'n prentjie wat ons skep vir die wêreld. Maar die realiteit is, die woord sê, jy gaan bekragtig word, jy sal die Gees ontvang, en dan sal jy getuig. En ons het op 'n plek in die kerk gekom, waar ons so bekommerd is oor, is ek 'n GHG, en is ek swart, en is ek pink, en is ek mooi, en is ek duur, en is ek groot, en ons het vergeet dat die Here gesê het, maar ek moet jou eers bekragtig,
En dan sal jy die funksie kan verrig. My vraag vanoggend vir jou is jy oop vir die Heilige Gees om jou te bekragtig? Want sien, daar's 'n hart in ons wat brand, wat sê, Here, ek weet wat U vir my gedoen het, en ek wil gaan getuig. Die woord sê, hulle was bekragtig om vrymoedig te kan getuig. In die Ou Testament was daar vrees. In die Nuwe Testament kom die Gees van die Here, daar's 'n vrymoedigheid om te gaan getuig, 'n bekragtiging. Pinkster het die vrees in die bovertrek verander in vrymoedigheid. Die sending begin met die koms van die Heilige Gees. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie vrymoedig kan getuig van God nie, soek die kragprop. Amen. As ek en jy nie vrymoedig kan getuig van God nie, dan is ons meer bekommerd oor die kleer en oor die maak en oor die koste as oor dit wat nodig is om die funksie te maak werk. En ek wil met my hart hoor vanoggend, want ek en jy is albei geroep om te gaan getuig van 'n koning wat gesterf het, wat opgestaan het, dat daar krag is in die kruis en dat sy Gees ons gevul het vir 'n tyd wat kom. Levitikus 6 vers 12 tot 13 sê, die vuur op die altaar word aan die brand gehou, dit mag nie doodgaan nie. Die priester pak elke môre hout op die vuur, lê die brandoffer daarop en verbrand op die altaar die vet van die maaltydoffers. Die vuur moet aanhou brand op die altaar, dit mag nie doodgaan nie. Die vuur op die altaar word in die brand gehou. Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel. Een van my vriende is 100% oortuig dat ek nie braai nie. Okay. 100% oortuig dat ek nie braai nie. Ek weet nie waar hy aan dit kom nie. En so ruk terug het hy rond 'n golf gespeel en ek en self was buite en ons het 'n vleisie gebraai en my telefoon lui op daai oomblik. En dis 'n vriendin van Ansel wat bel en Ansel sê ek gaan die oproep vat en ek vat die oproep. En hierdie vriend van my wie se naam ek nou gaan sê, hy het golf gespeel daar naby en hy stop by ons huis. En ek is op die telefoon en hy spring oor die muur. En hier staan my vrou met die tang in haar hand, besig om die vleis te draai. 'n Oomblik. 30 sekondes van hierdie halfuur uitstappie, staan sy met 'n tang in haar hand. En daai perspektief sal nooit weer verander nie. Okay? Ek het vir hom probeer verduidelik, die telefoon het gelei. Hy wou niks weet nie. Maar toe ek voorberei vir die studie, dink ek daaraan en ek besef dat ons het partykeer 'n perspektief oor sekere goed. En daar's 'n ou gesegde wat sê what you are looking through becomes just as important as what you are looking at. Wanneer ons deur die lense van die woord, deur die lense van 'n gevulde liggaam met die Gees kyk na die wêreld, dan lyk dit anders. Deur die lense van die woord. En dit sê, die vuur op die altaar word aan die brand gehou en dit mag nie doodgaan nie. Vuur verteenwoordig God se teenwoordigheid en God se reinigheid in ons lewens. Daar's 'n gesegde wat sê, if you want God to respond to a fire, you have to build an altar, but there cannot be an altar without a sacrifice. If you want God to respond to a fire, you have to build an altar, but there cannot be an altar without a sacrifice. Dit gaan ons iets kos, hallo kerk. Dit gaan my en jou iets kos. Ek kan dink dit het hulle dissipline gekos om die oggend op te staan en elke keer daai hout in te vat en elke keer seker maak dit is reg en elke keer daar's 'n roetine en 'n dissipline wat kom. En wanneer ek en jy 'n verwagting in ons harte het vir die vuur om te bly brand vir die nasie sodat ons kragtig kan getuig van wat God in en deur ons gedoen het, gaan dit ons iets kos. Die woord sê we present our bodies a holy and living sacrifice unto God so that we may know what is good and what is acceptable unto him. Het gaan ons iets kos. Maar is die voordeel en die voordeel. Jesus het reeds die volle prys betaal. Al wat ek en jy hoef te doen, is om gehoorsaam te wees en om toe te laat om in
en deur ons te werk. Dit is hoekom die kerk bestaan, dit is hoekom Hallo Kerk bestaan. Wat gebeur wanneer jy daai vuur vat en jy vat 'n stuk hout en jy haal hom uit die vuur uit, wat word van hom? Hallo. Hy smil, hy gaan dood. Maar voor hy doodgaan, dan word hy eers rook en hy word onsmaaklik. Sodat jy hom wil natspuit en op 'n ander plek wil sit. En dis wat gebeur wanneer ek en jy nie meer deel is van die liggaam van Jesus Christus nie. Wanneer ons onttrek aan dit wat die Here doen, wanneer Paulus skryf, do not neglect, moenie die samekoms van die gelowiges minag nie. Daar's 'n rede hoekom ons by mekaar is, hoekom ons mekaar bid, hoekom ons saam mekaar koffie drink, hoekom ons saam sing, saam hoor aan die woord van God wat ons bou en wat ons stig. Sodat ons soos houte in daai vuur kan bly vir dit wat die Here wil doen in en deur sy kerk. Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar en skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en het die hele trek gevul waar hulle gesit het. Die Gees van God beweeg partykeer stil in ons lewe en partykeer nie. Partykeer kom dit met 'n geluid, dit beweeg kragtig en dit verander die atmosfeer. En omdat ek en jy gevul is met die Heilige Gees, is die atmosfeer veronderstel om te verander daar waar ek en jy beweeg. Wanneer ons by 'n werksplek ingaan in 'n vergadering, dan is die atmosfeer veronderstel om te verander. Wanneer 'n pappa by die huis kom van die werk af en daar's spanning in die huis, dan is die atmosfeer veronderstel om te verander. Wanneer ons saam aanbid, dan verander die atmosfeer. En ek wil jou uitdaag vanoggend, moenie God se skielike oomblikke in jou lewe misloop nie. Skielik. Woord sê, en die Gees van God het skielik gekom. God kan dit wat ek en jy al voordroom, vir 10 jaar, vir 20 jaar, vir 30 jaar, in 'n oomblik doen. Daai persoon wat jy die Here voor vertrou vir genesing, al vir 25 jaar, die Here kan dit in 'n oomblik doen. Daai droom wat jy het, om 'n besigheid te begin, daai droom wat jy het, om te gaan begin beweeg, die Here kan dit in 'n oomblik doen. Dis 'n goeie plek om te sê amen. Amen. In 'n oomblik kan die Here kom skielik en dit in en deur ons doen. Genesis 11 vers 1 tot 9. Pinkster herstel Babel se verwelling. Pinkster herstel Babel se verwarring met goddelike eenheid. Ons gaan vandag saam lees. Die hele wêreld het net een taal gepraat. En toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op een keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei en toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. En wil hierdie skrifgedeelte met jou praat vanoggend. Wanneer ons wil namaak, dan raak dit gevaarlik. Wanneer dit begin gaan oor ons en nie meer oor die Here nie. Wanneer dit begin oor wat kan ons bereik en wat kan ons doen en wat kan ons as 'n gemeenskap vir die gemeenskap, vir die koninkryk doen nie. En dit sê, kom ons maak vir ons 'n naam en dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Volgende vers, die Here het afgekom om te kom kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het en toe sê hy, dit is vir my eintlik so amazing as ek dit hoor. Hulle bou 'n toring tot in die hemel en dan in 'n oomblik, dan kom die Here sommer net af na hulle toe. Volgende vers, dan kom hy en kyk gou wat hulle doen. En dit sê, hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie.
En die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde. Hulle het opgebou met die bou van 'n stad en daarom het hulle die stad Babel genoem. Want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring en van daar af het die mense oor die hele aarde verstrooi. In 'n oomblik is daar verdeeldheid wat plaasvind as gevolg van trots, as gevolg van hoogmoed, as gevolg van ambisie, as gevolg van soeke na iets anders, iets beters. En die Here kom en hy verdeel in daai oomblik. En ek wil hê moet dit vanoggend mooi hoor, want God is 'n God van verbond. When the covenant was misunderstood, God divided the nations. God se verbond is 'n verbond van eenheid. 'n Verbond van intimiteit. En in Pinkster, toe die Here kom en sy gees uitstort oor die kerk van Handelinge, oor die Nuwe Testament kerk, toe word hierdie vrees vrymoedigheid. In die Ou Testament en in die oomblik sien ons 3000 mense sterf. In die Nuwe Testament kom die gees van die Here en 3000 mense word by die kerk bygevoeg en toe weer 5000 mense by die kerk bygevoeg. Daar's 'n bekragtiging wat kom en 'n eenheid wat kom en God kom herstel dit wat plaasgevind het in Babel. En Joël skryf, hy sê, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op alle mense. Julle seuns, julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jongmans sal visioene sien. En in daardie tyd sal ek my gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. Jonk en oud, man en vrou. Maak nie saak wat se kultuur nie. God se hart was sy gees uit te stort op sy kerk, ek en jy. Pinkster merk die begin. En ons 'n beweging in die kerk en ek wil vir iets illustreer vanoggend. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien en dit saam met jou vat in hierdie week en in hierdie seisoen wat kom. Dat jy sal verstaan dat God 'n God van eenheid is, dat God 'n God van intimiteit is, dat God gekom het om te herstel dit wat gebreek was deur sy seun Jesus, sodat ek en jy kan beweeg in en deur sy Heilige Gees. Wat 'n verhouding met my en jou wil hê, wat intiem met ons wil verkeer. Gees van God is nie 'n airy-fairy. Gees van God is 'n persoon wat vir jou lief is en vir my lief is, wat jou hart ken, wat my hart ken. Wat saam met jou wil bid, saam met jou wil droom, saam met jou wil lei. As hierdie mag dalk vir jou vreemd wees vanoggend, okay? Maar ek het 3 mense nodig. Ek het 3 mense nodig. Dankie. Jy gaan net, Rion, dankie. Mbula, kom. Ek het hom klaar gesien. Hom lyk so netjies, ek wil op die kamera hê. Kijk, kom ons kort nog iemand. Antoni. Ek gaan iets illustreer. Jy gaan niks hoef te doen nie. Jy moet net asseblief glimlag, okay? Want by hulle kerk glimlag ons, sê amen. Dit sê die hoop van 'n regverdige bring blydskap. Okay. Kom staan gou hier by my. En wil jy met die so sit vir my agter hierdie dromme vinnig? Doen. Kom staan jy vir my by Edwin? Leon, staan jy vir my agter daai klavier. Okay. Nou wil ek gou iets illustreer. Is jy reg? Is jy nog so bekommerd as ek oor wat kom? Ek raak so bespanning hiervoor. Hier's wat gebeur. En op my hart oor hierdie prentjie sien. En dan gaan ek afsluit met die laaste skrif. Hier's wat gebeur wanneer ons in ons eie krag optree. Ek wil jy moet speel. Gaan vir dit. Kom ons gaan. Hier's wat gebeur wanneer ons spasie maak vir die Heilige Gees om in te kom. Jou beurt.
Jy kan net daar staan. Dankie Lenay. Jy lyk vir my heeltemal te gemaklik agter hierdie gitaar. Dis 'n piek in die hand. Alright, Antoine, take it away. Hier's wat gebeur wanneer ons spasie maak vir die Heilige Gees. Eddie, take it away. Kom ons gee maar lekker hande klap. Take it away. Hier's wat gebeur wanneer ons in ons eie krag beweeg. Alright, jy moet agter die mic inskuif. Take it away. Hier's hoe dit klink wanneer ons spasie maak vir die Heilige Gees. Bly vir my dop. Alright, kom staan julle by my manne. Hiervoor. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Wanneer ek en jy toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons werk en ons maak vir hom spasie, dan klink dit so. Wil jy met my weer gaan? Ok. En ek jy net waar. Dan klink dit so. Maar wanneer ons vir hom spasie maak en dit gaan net oor ons en ons bly net hier en dit word nie deel van die groter kerk nie, dan klink dit goed vir 'n rukkie. Maar oor 2 Sondae gaan niemand vir julle meer kerk toe kom nie, want ons kan nie net dromme luister nie. En omdat die Here ons vul en ons bekragtig vir 'n funksie en ons laat hom toe en ons word deel van Hallo Kerk en die familie, dan is dit wat plaasvind. Die Here begin hier werk en dan begin hy hier werk. En dan begin die Here hier werk. Dankie julle. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap. Julle kan vir my gaan sit. Handelinge 2 vers 42 tot 47 sê, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. En dit sê die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het hulle almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en hulle het met mekaar gedeel. En hier is die prentjie van wat die Heilige Gees in en deur ons doen, as individue en as 'n gemeenskap. Ons het 'n verantwoordelikheid, om hom toe te laat, om in en deur ons te werk, en dan moet ek en jy deel word van die groter kerk van Jesus Christus, sy liggaam, sodat ons aan ons funksie kan melodie bysit, en klank bysit, en ritme bysit. Want die woord sê, and the church will release a sound that echoes into eternity. En wanneer ons isoleer en alleen word, dan mis ons die klank wat die Here deur ons as 'n gemeenskap aan die wêreld wil gee. But if we allow the Holy Spirit to move in and through us, dan kom daar 'n klank uit. 'n Klank wat getuig van 'n redder wat gesterf het. 'n Klank wat getuig van 'n seun wat opgestaan het. 'n Klank wat getuig van 'n klank wat 'n bovertrek gevul het met tonge van vuur wat eenheid in die kerk herstel het.
Nie 'n gees wat airy-fairy en spooky is en wat nie verstaan word nie. 'n Persoon met 'n intellek wat lief is vir my en jou. Wat ons wil bekragtig om 'n klank vry te stel wat 'n verskil maak in die wêreld. En jy sit dalk vanoggend en jy sê Eckhart, maar ek wil graag deur die Gees gevul word en ek wil hierdie Gees met my bekragtig, maar ek weet nie of ek hier pas en of ek hier pas en of ek hier pas. Waar is daai funksie nie? En daar is Daniel skryf, God will create a divine dissatisfaction with what you have in order to create a desire for what you need. Your unique agitation is a reflection of your unique assignment. Jy weet wat die Here in jou hart geplaas. Jy weet wat maak jou opstaan in die oggend. Jy weet wat gee vir jou daai vuur in jou stap om te sê, maar ek wil. Dis dit wat bepaal of jy hier moet sit, of jy daar moet staan en of jy daar moet staan. Onder leiding van God se woord. En al wat jy moet doen is net gaan staan en hom net toelaat om in en deur jou te werk. So hallo kerk, kan ek jou aanmoedig in hierdie seisoen om die Heilige Gees toe te laat, om sy liefde deur en oor jou te spoel. Sal jy bereid wees? Sal jy bereid wees om die kragprop te soek, sodat die Here my en jou kan bekragtig vir 'n seisoen, vir 'n gemeenskap, vir land, vir wêreld wat ons nodig het. Amen. Jy kan jou oë toemaak. As jy vanoggend vir die eerste keer by ons kuier en jy sê ek het nog nooit eers die geleentheid gehad om my hart vir die Here te gee nie. Ek het nog nooit eers die geleentheid gehad om te sê ek kies Jesus nie. Maar wil vanoggend oor jou verklaar dat die woord sê God is gees, God is almagtig, God is liefde. En God het jou lief. En dit is sy hartsbegeerte dat jy 'n seun en 'n dogter van hom sal wees. So as jy vanoggend hier is en jy nog nooit geleentheid gehad nie, wil ek jou vra om vinnig jou hand op te steek en net vir my te sak. Jy kan vinnig jou hand opsteek en hom net sak. Miskien is jy vanoggend hier en jy sê ek het nie geweet dat die Heilige Gees 'n persoon is nie. Dat hy lief is vir my, dat hy intiem met my wil verkeer nie. Miskien is jy en jy wil net weer gevul word met sy liefde, met sy teenwoordigheid. Ek wil hierdie oomblik gebruik om jou na die diens uit te nooi. Ons het 'n span wat saam met jou wil bid. As daar 'n begeerte en 'n behoefte in jou hart is, om net weer opnuut gevul te word met die Gees van God, dan wil ek jou nooi om na die diens vorentoe te kom. Ek gaan vra dat ons as 'n kerk saam bid. Here, ons dankie vir u seun Jesus. Ons dankie dat hy aan 'n kruis gesterf het vir ons sondes en ons dankie dat hy opgestaan het. Ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak en om u in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Dankie dat die Gees my vul en die Gees my lei. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê amen en amen. Ek wil jou nooi om te staan. Ons gaan 'n offergawe opneem as deel van ons laaste lied van aanbidding. Ek wil jy met hierdie oomblik gebruik terwyl ons hierdie lied sing om jou hart voor te berei vir wat die Here wil doen. En dan wil ek jou uitnooi na die diens. As daar opgebraak in jou hart is om te ontvang, ons wil asseblief saam met jou bid.